Ons gaan nou die woord van die Here uitlees uit Efesiërs 6, vers 10 tot en met vers 20. Dit is nou preek nommer 9 uit die Efesiërbrief. En as die Here wil, sal ons vanaand met die 10de preek in die Efesiërbrief afsluit, waarmee ons tegelijk dan ook die reeks prediking uit die Dordtse leerreëls mee afsluit. So vanaand sal ons dan fokus op die krag van gedagtes, en dan die woorde en woordeskat wat nuut word, om dan nie in te pas by die skema van die wêreld nie, terwyl ons dan nou by die wapenrusting stil staan. Efesiërs 6 vers 10 tot 20. Verder nog dit, daar staan eintlik letterlik in die oorspronklike ten slotte, of van nou verder af aan, nog dit. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly ondanks die listige aanslae van die duiwel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug. Trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toe gevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Bly dan op julle pos, toegerus met die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas, en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan die voete. Daarby moet julle altyd geloof as skild in die hand hê, want daarmee sal julle al die brandpyle van die bose kan afweer. Sit verlossing as helm op en vat die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. Doen dit alles bidtend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid kan bekend maak. Terwille van hierdie evangelie is ek 'n gesant in boeye. Bid dat ek dit met vrymoedigheid kan verkondig, soos dit my opgelê is. Nou ons fokusverse is dan vers 10 en 11. Verder nog dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die duiwel. Kan ons dan moontlik net daar die skuifie van die wapenrusting kry? Hy is moontlik nie so duidelik nie. Ek het dit meer gedoen terwille van ons jonger kinders. Broers en susters, ek dink dat die skuifie eintlik net vir ons probeer sê, daar staan 'n uitbeelding van 'n soldaat. Staan vas, maar nie uit homself nie, kyk heel onder die krag van die gebed. Die krag van die gebed, en nou sal ons in die prediking terugkom op dit, die 4x alles, as dit kom by die gebed. Dankie Johan. Geliefde broeder en suster, en ons jonger kinders, die bestaan van 'n persoonlike mag, die saak, is 'n stuk naïwiteit. Dit is kinderagtig. So sê baie mense in ons tyd, waaronder daar heelwat teoloë is. En so loop en vertel die persone in, kom ons noem dit, hulle slimmigheid,
dat die Satan eintlik maar net 'n simbool is van die donker kant van die lewe. Eintlik maar net 'n beeld om te sê, alles werk in die lewe nie altyd uit soos dit moet uitwerk. En nou is dit opmerklik dat dit wat mense onder woorde bring in ons tyd oor die bestaan van die Satan vir eeue lank in kunswerke uitgebeeld is. In kunswerke, antieke kunswerke, is die Satan uitgebeeld as hierdie klein mannetjie met 'n oorpak en 'n tweetand vurk, en dan word hy so uitgebeeld en daar eintlik net staan, hy is eintlik maar 'n baie skelm figuurtjie. Byna 'n komiese uitbeelding van die Satan. Ja, so amper asof hierdie mannetjie met die tweetand vurk eintlik maar net bedoel is om kinders wat nie wil gaan slaap nie bang te maak, of kinders wat nie wil hoor nie, vir hulle te sê, pas op. En nou kom God se woord in hierdie gedeelte en sê vir ons, sou hierdie wanopvatting moontlik hier iewers in my gedagtes deel wees van my ontdering, stop het. Stop het om dit so uit te druk, want die Satan is nie 'n onskuldige, lagwekkende figuurtjie. Hy is besig met 'n venynige, verraderlike oorlog wat hy voer, nou, in hierdie oomblikke, in ons lewens, in die kerk, in die wêreld. En die Satan maak dit sy werk om uit te vind waarmee ek besig is. Hy maak dit sy werk om dit waarmee ek besig is, om die een of ander rede, met die een of ander agenda, eintlik in die war in te steek. Want ons weet dat die Satan sy oorlogsvoering uit 2 fases bestaan. Eers probeer hy alles gelykstel. Hy probeer elke kind van God soos die wêreld laat lyk. Hy oortuig my of probeer om my te oortuig dat dit wat eintlik volgens die Bybel verkeerd is, daarom nou nie heeltemal so erg is. En dan moet ons daarom so 'n bietjie 'n sagte plekkie hê vir dit wat ons baie keer beskryf as grys gebiede. En toe helaas is daar nou nie 'n grys gebied vanuit God se woord. Maar wanneer hierdie gelykskakeling van die Satan nie werk, dan wys hy tande. Dan kom hy met alle mag en mening om my uit te skakel. Kom hy met alle mag en mening om dan dit wat ek bymekaar gemaak het, opgebou het, net daar in die niet in te stuur. Gelyk en uitskakel. En nou vra mense eintlik met groot terughoudendheid, broeder en suster, nou watter metode van die Satan is die ergste? Is daar die metode van hom om alles gelyk te maak met dit wat hy eintlik wil hê, minder gevaarlik as die uitskakeling? Miskien is hierdie gelykskakeling ook in ons tyd moontlik die grootste gevaar. En daarom kom die Efesiërbrief in 'n hoogtepunt, ook in hierdie klimaks van ons reeks prediking, by daardie punt uit om vir ons te sê, staan op jou pos, staan vas, want in hierdie oorlog wat jy voer jy dit genadiglik nie deur jou eie krag. God gee sy wapenrusting aan jou.
Maar in hierdie wapenrusting wat hy aan ons gee, moet ons die een misverstand onmiddellik, broeder en suster, uit ons gedagtes opkry. Hierdie wapenrusting waaroor daar so baie geskryf word in teologiese lektuur, het nie te maak met 'n selfhelp, kom ons noem dit 'n DIY, wapen wat in my hand gestop word en sê, lees nou so 'n bietjie hiervan, en nadat jy dit nou gelees het, gaan nou stap 1, stap 2, en dan gaan doen jy dit uit jouself. Sou ons dit so wil doen, is ons soos daardie soldaat wat ons net nou na gekyk het, wat net die swaard probeer gryp, maar nie 'n skild of 'n borsharnas nie. Of nog erger, sou ek dink dat ek uit my eie krag nou moet gaan werk, dan is ek soos 'n soldaat wat sonder enige deel van daardie wapentuig uithardloop en sê, maar nou gaan ek die verskil bring. En nou, broeder en suster, het ek hierdie voorreg om vanoggend aan u te mag verkondig, dat wanneer ons praat van die wapenrusting, dan gaan dit nie oor spiere nie. Dit gaan nie oor hoe behendig ek in die eerste plek is. Ons veg met ander woorde nie om nog die oorwinning te behaal nie. Want sou dit die geval gewees het, was daar vir ons geen hoop in hierdie wêreld nie. Dan was dit spreekwoordelik nag. Die ergste kragonderbreking denkbaar sou dit gewees het. Nee, ons veg nie vir die oorwinning nie, maar vanuit die oorwinning. Ons kan sê, vanuit die reeds verowerde oorwinning van Christus, stry ons elke oomblik van die dag, in ons gedagtes, in ons lewens, teen die Satan. Want ons stryd, sê Efesiërs 6, is nie in die eerste plek teen mense nie, maar teen hierdie geestelike donker magte, wat spreekwoordelik hulle mes vir die kerk en vir gelowiges in het. Nou vanuit hierdie besef, broeder en suster, trek ons dan nou hierdie gordyn oop bokant die behandeling van die gedeelte. En soos jy dan nou daar op die skyfie dan ook sien, sou ons ook kon sê, ja, op grond van die wete dat ons veg vanuit 'n oorwinning wat reeds behaal is, ons geroep word om die wapenrusting aan te trek en vas te staan hierin. Nou die saak val dan nou na twee kante toe uiteen. In die eerste plek, wat is die geheim in hierdie stryd wat ons stry? Wat is die geheim? En dan in die tweede instansie, doen hierdie vasstaan en hierdie weerstand doen dit met oorgawe. Nou broeder en suster, kom ons bring net eers weer 'n klompie lyne uit ons reeks prediking saam. Onthou u waar het ons begin? Ons het begin by die kragtige loflied van die uitverkiesing. Ons het daarop gelet, maar dat God eintlik op so 'n kragtige manier gegee die uitvloeisel van die uitverkiesing. Vir my sê, hy het my as 'n kosbare pakkie deur die Heilige Gees verseël met die oog op die wederkoms. So, hy verseël my. Hy beskerm my soos daardie was aan die agterkant van 'n baie kosbare dokument. Maar dan op grond daarvan, kom God gegeewe die feit dat hy met sy uitverkiesende liefde in ons lewens werk. En hy maak ons wat ons is. Mense wat ver was, wat in Christus nou naby gekom het, medeburgers van die koninkryk van God. Maar dan kom ons in hoofstuk 4, jy sal onthou ons het gesê, eerste 3 hoofstukke is die teorie. Dis die teologiese onderbou van kerkwees.
En van hoofstuk 4 af, gaan ons oor van, kom ons noem dit, die erediens na die erediens van die lewe toe. En dan is daar 'n skanierwerk, wat ons aan die begin van hoofstuk 4 kry. En dit het te maak met, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle ontvang. Met ander woorde, leef geloofwaardig. Geloofwaardig in wat jy dink, in wat jy sê, in verhoudinge, in jou gebede, in dit wat jy sing. Wees daarin geloofwaardig, wees reg. En nou word daar dieselfde tregter eintlik gebruik om hierdie gedeelte oor die wapenrusting dan ook deur dit te laat filter en ons te laat verstaan waaroor dit gaan. So, wanneer die wapenrusting van gelowiges aan die orde gestel word, gaan dit steeds oor hoe kan gelowiges geloofwaardig in hierdie wêreld volhard. En hoe volhard ons daarin? Deur dit wat die Here uit genade aan my gee, te gebruik. Of, kom ons stel dit dan dood eenvoudig, deur in die eerste plek jou vyand te ken, maar ook jou wapens te ken. En dit is hoekom die gedeelte begin met daardie woorde en sê, ten slotte nog dit, of van nou verder af aan dit, soek julle krag in die Here en in sy groot mag. In ander vertalings, laat julle sterk maak deur God se krag, sodat julle kan staande bly in die krag van sy sterkte. 'n opeenstapeling van woorde wat met krag te maak het. Maar die opmerklike wat ons hier aantref, is dat hierdie woord soek, soos dit hier vertaal word, ja, dit is gedeeltelik die spyker raakslaan, maar tog nie heeltemal. Hierdie woord soek druk met ander woorde in die 83 vertaling iets uit van, ja, dat ons van ons kant af daadwerklik iets moet doen. En dis waar. Maar in die oorspronklike staan daar letterlik, laat julle bewustelik sterk gemaak word of versterk word deur God se krag. Sien nie waar begin ons oorlog? Dit begin nie by wie ek dink ek is, of wat ek al vermag het, en of ek dink ek is 'n geloofsreus. Maar dit begin by die kragtige fondasie van God se krag. Onthou u in ons reeks preek, het ons gepraat oor die opstandingskrag van ons Here Jesus. Hoe ons Here Jesus dan na 3 dae van self opstaan. En hoe daar vir ons gesê word, ons lewe deur hierdie opstandingskrag. So ons moenie klein dink van God se genade nie. Nog minder moet ons die lewe geringskat. Want ons lewe kragtens hierdie oorwinningskrag wat nou reeds in ons werklikheid is. En nou hier aan die einde van die Efesiërbrief, waar die apostel Paulus in die gevangenis is, en hy moontlik op 'n daaglikse basis hierdie soldate op en af sien loop het, wat hierdie tronk bewaak het. Kom hy en hy sê, maar gaan soek julle krag. Gaan soek julle uitkoms. Gaan soek julle hoop in hierdie onweerstaanbare opstandingskrag. Dis hoekom Paulus eintlik sukkel om dit onder woorde te bring. Hoekom hy 3 keer sê, soek julle krag in God in hierdie onmeetlike krag van sy sterkte. Want waaroor dit vir die apostel Paulus gaan is, wanneer hy dink oor die opstand, die grootste kragontplooiing denkbaar, die grootste en die meeste hoeveelheid energie wat denkbaar vrygestel kan word, is deur die opstanding van ons Here Jesus Christus vrygestel. Dan sê hy, gaan soek julle krag daar.
Julle leef nie 'n dooie lewe nie, en daarom het julle nie 'n doodse lewenswyse nie. Lewe vanuit hierdie krag. Stry vanuit hierdie krag. En nadat hy dit gesê het, kan hy ook vervolg en sê, trek die volle wapenrusting aan. Baie belangrik, die volle wapenrusting aan, wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslae van die Satan. Nou wanneer hy sê, trek die volle wapenrusting aan, is die eerste belangrike saak wat hier vir ons voor oë gehou word. Hierdie wapenrusting is nie 'n multikeuse opsie nie. Ek is vandag lus vir die swaard. Môre is ek lus vir die skild. Môre is ek lus vir hierdie skoene. Môre is ek lus om hierdie beld aan te trek. Dis hierdie hele wapenrusting wat deel is van my hele alledaagse lewenswyse. Trek die volle wapenrusting aan. En hierdie woord aantrek wat hier gebruik word, beteken dan letterlik dat ek hieraan sal vasgryp. Hoor jy? Dis toe nie ek met my groot spiere en met my soepelheid en my behendigheid hierdie wapenrusting hanteer. Die geheim lê in om dan vas te gryp aan dit wat God gee. Of in die woorde van die hervormer Martin Luther waar hy gesê het, ek besef elke dag in my stryd teen die bose, dat ek moet terugkruip in my doop. En wat sê my doop? My doop sê, so seker as dat jy hierdeur gewas word, is jy gewas van jou sonde. So hy sê, ek gryp vas aan dit wat God gee in sy genade. Want as ek nie vasgryp hieraan nie, gaan ek nie kan staande bly nie, 'n begrip wat 4 keer hier gebruik word in hierdie gedeelte. So, wanneer ek nie hierdie wapenrusting gryp en dit my eie maak, hierdie hele volle wapenrusting, gaan ek rondgestoot en rondgepluk word in hierdie lewe. Dan gaan ek nie kan op my pos bly en vas staan. Want hoor nou, broeder en suster, die woord gebruik vir die Satan, wat die apostel Paulus hier gebruik, is die woord duiwel. Vanaf die Grieks diabolos. Dia, deur mekaar, balo gooi. So, wie is die Satan met wie ons te maak het? Ja, hy is listig, met 'n verwysing na die paradys, die eerste mense. So hy kom as 'n kulkunstenaar natuurlik. En hy verbloem dit wat hy eintlik wil regkry deur dinge mooier te laat lyk as wat dit is. En dis presies hoe sonde werk. Dit lyk mooier as wat dit is. En nou kom hy en nou wil hy in my lewe nie orde hê nie. Hy wil alles deurmekaar krap, alles deurmekaar gooi. Dit geld vir my geestelike lewe, dit geld vir die kerklike lewe, dit geld vir die alledaagse lewe, geld vir my verhoudingslewe, dit geld vir soveel dinge. Hy kom en hy krap dit deurmekaar. Want as hy dit deurmekaar krap, dan is daar onsekerheid. Dan is daar vir hom 'n geleentheid. En nou as ons mooi gaan lees, dan staan daar eintlik, maar die Satan uit die Grieks het 'n methodeias, 'n metode, 'n metodiek. Wanneer iets ontwerp word en daar 'n metode, 'n plan, 'n ingenieursontwerp is. Wanneer iemand iewers iets sou skryf, dan is daar 'n bepaalde plan. Dit is my probleem, en dis hoe ek die probleem gaan oplos. So die Satan het lankal die probleem geïdentifiseer. En wat is die probleem? Die probleem is, hy weet wat sy uiteinde gaan wees. Hy weet van die werklikheid van die hel. Hy weet van die verdoemenis. Maar hy wil nie alleen die verdoemenis tegemoet gaan. En juis daarom kom hy vir elke gelowige. Kom hy vir die kerk
van ons Here Jesus Christus hier op aarde. Hoor u broeder en suster? Toe nou nie hierdie komiese mannetjie met 'n 2-tand vurk, wat my eintlik net bietjie kon bang maak. Dis oorlog. Maar die wonderlike is dat Paulus vir 'n tweede keer, net 'n vers verder, dit kan herhaal. En dan sê hy, nadat hy verduidelik het, net dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie. Dan kom hy en hy sê in vers 13, trek daarom die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle die stryd tot die einde toegevoer het, nog op julle pos kan bly staan. Jy sien waaroor gaan dit? God gee hierdie wapenrusting wat ek moet aantrek, en ons gaan aanstonds meer oor dit sê, maar hy wil hê ons moet dit vasgryp deur die geloof en op 'n biddende wyse. Dis hoe ons hierdie wapenrusting hanteer, al bidend, sodat ons kan weerstand bied, en hoor nou daardie woorde, in hierdie dag van onheil, daar staan in die ouer vertalings, in 'n bose tyd soos hierdie. En hoekom is dit boos? Want dis die tyd waarin die Satan soos 'n brullende leeu rondloop, gereed om te verslind, waar ek dan hier binne daardie reikwyte van hom kom. So, in hierdie tyd van versoekings, in hierdie tyd van geweldige druk, en dat ons nou nie 'n fout maak en dink dis net by ouer mense, alreeds van kleins af, in klein kindertjies se lewens. Geweldige druk, groepsdruk, om mee te doen aan 'n klomp van hierdie dinge, wat nie die naam van die Here waardig is. So, nou die aangrypende, ons leef in so 'n tyd. So, ons weet, dit is wat op ons wag. Ons word nie in watte toegedraai nie. Maar trek dan hierdie wapenrusting aan, sodat jy hierdie stryd eindtyd kan voer, en wanneer die koning van die kerk weer kom, ons steeds op ons pos sal wees. So ons sou kon sê, dit gaan oor standvastigheid, as ons dit so kan uitdruk. En nou, as ons dan praat van standvastigheid, kom hierdie wapenrusting onmiddellik na vore. En kom ons gaan kyk net. Ons kan nie in detail op elke element ingaan, maar kom ons gaan kyk. Wat sê elke deel van hierdie wapenrusting vir ons? Dit begin by, en trek hierdie gordel, hierdie bel, van waarheid om julle heupe. Trek dit aan. Nou, broeder en suster, as ons in ag neem dat daardie soldate in daardie tyd lang rokke gedra het, dan maak dit sin dat daardie bel hulle in staat gestel het om daardie rok effens op te bind, minstens tot bo kan die knie, sodat hulle op 'n behendige wyse in die oorlogvoering betrokke kon word. Maar nou word hierdie gordel, hierdie beld genoem, die beld van waarheid. Broeder en suster, waarheid is nie 'n ding nie. Dis 'n persoon. Die waarheid is ons Here Jesus Christus. En nou kom die apostel Paulus en sê, die beld hier om ons middellyf, hier om ons heupe, is die waarheid, ons Here Jesus Christus, wat alles saambind. Want hoekom? Die Satan is die vader van die leuen. As daar nou iemand is wat 'n leuen, kan dat goed lyk as dit hy. As dit daar iemand is wat die waarheid op 'n baie kritieke punt net so effens kan draai, dat dit iets anders sê as wat dit moet wees, dan is dit hy. So trek hierdie beld, hierdie gordel van waarheid, styf hier om jou heup. Want wat doen die Satan in ons lewens?
Hoe val hy ons aan in terme van die waarheid? Hy kom deur die beloftes waarvan daar honderde, die nou nie duisende is, te kom bevraagteken. Deur aanvegtinge in ons binneste. Die Here sal my dra, die Here sal my beskerm, maar kyk hoe gaan dit in jou lewe. Daar gaan nie 'n haar van jou kop afval nie, sê die beloftes, maar aan die einde van die maand wil die boekhouding nie klop nie. Of jy dink jy is die groot kerkmens. Jy dink jy is al so gevorder in die geloof. En sonder dat ek daarin gedink het, net ewe skielik. Dan kom daar die donker wolk hier oor my en ek dink aan dit wat ek in my kinderdae verkeerd gedoen het, in my jong menslewe. Iets wat ek iemand aangedoen het of hulle toegesnou het. Iets wat my ongelooflik seer gemaak het. En sê maar, so God kan ons nie lief wees vir jou nie. Jy is eintlik niks. Sien jy waarom begin ek by hierdie gordel van waarheid? As God beloof, dan is dit waar. Want hy het in Christus vir ons kom volmaak. En juist daarom kan die apostel Paulus in hierdie wapenrusting vervolg en sê, soos wat jy hierdie belt, hierdie gordel van waarheid nodig het jy ook 'n panser, jy het 'n borsharnas nodig om wat te doen? Om jou niere, jou longe, jou hart, jou ingewande te beskerm. Teen hierdie aanslae, hierdie stampe en hierdie steke wat jy in jou lewe ervaar. En wat word hierdie borsharnas genoem? Die borsharnas, die panser van God se geregtigheid. Nou, die woord geregtigheid beteken dood eenvoudig. God wat reg doen aan ons. God wat hom nie besig hou met kronkeldinge in ons lewens. So, mense het gesondig. En die Here het gesê, vervloek is elkeen wat nie bly by alles wat in die woord van die Here opgeteken staan nie. Maar nou kom hy en hy straf ons sonde in ons Here Jesus Christus wat aan die kruis moet hang en moet uitroep, my God, waarom het U my verlaat? En natuurlik, wanneer daardie aanslae tot my hart, tot my binneste, tot die kragsentrale van my lewe gerig word van, jy beteken niks. Jy's eintlik 'n verbrande stuk hout. Kom hierdie wete dat ons ook kan sê, dis waar, maar dis 'n gedeelte van die volle waarheid. Ek is in Christus vrygespreek van my sonde. Vrygespreek. Ons het dit vanoggend in die wil van die Here gelees in ons versoeningsdiens. Dat die Here gekom het en hy hierdie skuldbrief aan die kruis kom vasspyker en groot oor dit geskryf het 'n les daai. Dit is volbring, dit is tot op die laaste punt is daar betaal. Die borsharnas van God wat sê ek spreek vry. En as hy vry spreek, wie kan my aankla? En soos wat ons daardie borsharnas nodig het, kom hierdie gedeelte en sê vir ons, ja, en so het ons skoene nodig. En hierdie skoene word genoem die bereidwilligheid om die evangelie te verkondig. Nou, daardie soldate, die Romeinse soldate in daardie tyd, het skoene na die gevegsfront geneem, wat baie gelyk het soos 'n rugbyspeler se skoene, of 'n sokkerspeler se skoene. Die jonger seuns praat so van hulle toks. Maar die skoene wat vasstrap hier in die grond en hulle help om dan te midde van dit wat moet gebeur, dan te kan vasstaan, maar ook hulle help om dan op 'n behendige wyse te kan beweeg. En nou word daar vir ons gesê, maar in hierdie wapenrusting
is daardie ywer wat ons het om vir ander te vertel van die evangelie. Een van die kragtigste wyses denkbaar om staande te bly en weerstand te bied teen die Satan. Want wat is die een wapen waarteen die Satan nie bestand is nie? God se woord. Hy het nie enige uitwerking teen God se woord en teen die gebed nie. Dis elke keer soos 'n hamerhou hier reg voor die kop spreekwoordelik van die Satan. 'n Kerk wat nie vir ander mense in die omgewing vertel van die groote God nie, is nie 'n beweeglike kerk. Is nie 'n kerk wat vas staan in hierdie wortels van God se woord. Want hoe kan ek dit wat evangelie is net vir myself hou? Want as ons dit nie doen nie, broeder en suster, hoe gaan ons hierdie skuld van die geloof, daardie groot reghoekige skuld van die Romeine, hier voor ons hou om onsself te beskerm? Hoekom sal ons dit doen? En kyk nou, hoe verraderlik is die Satan. As hy word gesê, trek en hou hierdie skuld van die geloof, sodat julle hierdie vurige pyle wat afgevuur word, kan afweer. Want dis hoe dit op die gevegsfront gebeur het. Baie gou het die vyand geleer, maar as ek dan nie kan deurdring deur hierdie skild en deur hierdie borsharnas nie, skiet ek net hierdie vuurpyle oor aan die agterkant en ek steek hierdie soldate aan die brand. En dis wat die soldate dan gedoen het. Hulle het hierdie skild of dan hierdie panser het hulle dan nou so in water gedoop, het leer oorgetrek en het hulle hierdie vurige pyle wat afgevuur is, afgeweer. En nou sê hierdie gedeelte, dit is die geloof in ons lewens. Nou wat sê geloof? Die geloof sê, dis waar, dis seker van die Here sê so. Met elke aanslag, met elke vurige pyl, wat op 'n daaglikse basis na ons toe afgevuur word. Moet ons meer konkreet raak? Lelike woorde, vuil taal, woede, bitterheid, begeertes, onenigheid tussen mense, en dan nie eers net onenigheid daar buite nie, maar sommer binne in ons huisgesinne. Vurige pyle, die is daar. En hoe weer ons dit af? Die geloof. Deur God te vertrou, deur sy woord te ken. En broeder en suster, deur sy woord te ken. Dink ons vir een oomblik dat die Satan nie die Bybel ken. Hy ken die Bybel selfs beter as ons almal. En hy weet hoe om hierdie Bybel wat hy baie goed ken, so te draai, dat hy sy sin kry. Deur nie myself te verdiep in God se woord, deur nie moeite te maak met my eie stilte tyd en huisgodsdienst, is eintlik om te sê, maar hierdie vurige pyle kan maar hier kom, en my lewe rondom my in die brand kom steek. Maar die wonderlike is, selfs al kom daar die vurige pyle, het ek 'n helm. Die helm van verlossing op. So wat staan hier om hierdie kragsentrale van my lewe, my denke, my gedagtes? Jy is verlos. Ek het jou by die naam geroep. En wanneer daardie gedagtes blitsnel deur my brein flits, broer en suster, neem, soos die Korintiërbrief sê, elke gedagte gevange. Arresteer elke gedagte.
En daardie een vraag is hierdie gedagte wat nou in my binneste deur my woed en by my verbykom. Tot eer van God? Of is dit besig om 'n sekere woordeskat in my lewe van stapel te stuur, waar ek mense beskinder, mense afkraak, mense sleg sê, omdat ek daardie pyl nie gesien het. En so, broeder en suster, sluit hierdie wapenrusting af met die swaard. En baie belangrik om te besef, hierdie swaard is nie om te wys, kyk hoe goed is ek nie. Dit word genoem die swaard van die Heilige Gees. En wat is die swaard van die Heilige Gees? Niks anders as die woord van God nie. So hoe veg ek hierdie persoonlike stryd waarin ek staan, deur die woord van God in my lewe te gebruik? Want broeder en suster, die Satan val ons nie net op ons swak plekke aan nie. Hy kom juis op daardie sterk punte in my lewe en hy kom vat my daaraan. Petrus wat sê, hy is die rotsman. Al hierdie treurige disippels, hulle sal die Here verlaat, maar nie hy, hierdie Petrus nie, hy is dan die rots. En waar vat die Satan hom aan? Op sy rotsbelydenis. Dawid, hierdie koning na God se hart. En dan is selfs daardie dag waarvan af hy dan ook 'n vrou wat bad doppe. Toe nou nie 'n sterk punt waarvan hy kan wegvoer. Nog minder wanneer hy Elia daar op die slagveld om die lewe laat bring. So broeder en suster, laat ons ook maar besef, dit gaan oor God se krag. En dis hoekom hierdie hele gedeelte geknoop word, en dit word eintlik hierdie pylpunt wat die einde van die Efesiërbrief aankom, waar hy sê, laat ons nie vergeet om te bid nie. Vers 18, doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees. Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Bid ook vir my, dat wanneer ek preek, God my die woorde gee, dat ek die geheimenis van die evangelie met vrymoedigheid bekend kan maak. 4 maal alles wat hier benadruk word. Kom ons vat dit saam in 'n akroniem, in die akroniem van alle. Daar staan, bid met alle gebed. Die A. Tweedens, bid lang tye, nie in terme van sekondes en minute. Lang tye wat sê, jou hele lewe word omraam deur niks anders as die gebed nie. So wanneer ek dan gespanne raak oor iemand wat wil bid en graag wil bid, wanneer ek gespanne raak oor mense wat volgens my eintlik te veel tyd daarin spandeer, slaan ek die bal ver mis. 'n gelowige wat nie bid nie, 'n kerk wat nie bid nie, is besig om 'n asemhaling nood te ervaar. Die derde een in daardie woord alle, bid met lankmoedigheid. Met ander woorde, met volharding soos 'n atleet wat moeg word, maar wat nooit opgee. Bid met lankmoedigheid. En bid in die 4de plek, die E, met alle erns. Met alle erns vir alle gelowiges wêreldwyd, ook vir my wat hier vanuit die boeye die evangelie moet verkondig, sodat ek dit met hierdie vrymoedigheid sal kan bring. Broeder en suster, 'n wonderlike wapenrusting. Maar dan word die gebed nie deel van my wapenrusting. Dit is my asemhaling. Daardie soldaat kan hoe behendig wees met die wapenrusting. Maar as daar nie asemhaling is nie, val hy flink. Gebed is dit wat my regop hou. Die asemhaling in my lewe. Ons sluit af, broeder en suster.
God gee hier vanoggend sy wapenrusting opnuut weer aan elkeen van ons. En hy sê, gaan terug na die erediens van die lewe. En word versterk deur my krag. Word versterk deur my krag. Sodat jy hierdie wapenrusting op behendige wyse kan hanteer, want die oorwinning is reeds behaal. Jy veg nie 'n verlore stryd. Jy veg vanuit hierdie oorwinning wat reeds daar is. En vinniger is dit ons dit ook in alle volmate ons deel sal wees.